Goeiemôre julle, baie welkom by dag 4 van Flowering Almonds se 21 dae uitdaging. Sjoe, die tyd vlieg so vinnig en ek wil jou uitdaag en uitnooi as jy dalk ergens agtergeraak het met ons uitdaging. Daar is oor as genoeg tyd om in te haal. Dis nie gebonde aan daai nie, dis regtig net 'n afspraak met die Here wat jy 21 dae op sy sit en maak om net weer nuwe dissipline in jou lewe te kry, nader aan die Here te trek. So ja, vandag se onderwerp is 'n seer een vir baie van ons. Dit was my moeilik om voor te berei vir hom want ek beleef net die Here se hart vir elke dame. En dit is Wildernis Woensdag, of ons kan sê Woestyn Woensdag. So voordat ons daar gaan gesels, kan jy soos altyd net daar sit, jou oë sluit en dan bid ek vir ons. Aba Vader, dankie dat ons vandag na die troon van genade kan kom deur die bloed van Jesus Christus. Here, dankie vir die liefde, dankie vir die goedheid. Dankie Here dat U die een is wat altyd verstaan, Here. U is die konstante, die onveranderlike. Here, U woord sê is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. U was, U is en U sal ook wees, Here. Dankie dat ek vandag kan bid en vra dat U lig vandag op elke dame se hart sal kom skyn. En dat U vandag sal kom openbaar hoe U oor elkeen voel. Here, ek kom bid en vra dat U my onder die bloed van Jesus Christus sal intrek en slegs sal gebruik as 'n instrument vir U. Here, ek kom bid dat elkeen wat luister verby my sal kyk, Here, maar dat hulle U kan hoor en U sal sien, Here. Gebruik my net as 'n wessel. Here Jesus, kom salf my lippe, Here, dat dit wat uitkom is wat op U hart is vandag. Bid dit als in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Alright, julle, so ek het so begin dink oor woestyn en wildernis en ek moet vir julle sê, daar was 'n paar keer wat ek bevoorreg was om ergens te wees, om te sien hoe lyk woestyn, want hier waar ons bly, is nie woestynagtig nie, is meer subtropies. So, in 2013 was ek bevoorreg om Israel toe te gaan, en daar het ons gesien hoe lyk die woestyn wat die woord van praat. Hoe lyk die Mount of Temptation, ekskuus vir die Engels. Ons het by Berg Masada het ons opgeloop en ek dink daai was vir my woestyn belewenis gewees van die woord. Van Berg Masada loop jy so al in die ronde op en op en op. Hulle noem dit die slangpaadjie. En dis droog en dit is warm. Daar's nie water nie. So dit was vir my nogal 'n eye-opener hoe die Bybel lyk. Dan was daar 'n geleentheid waar ek in Namibië was, waar ek bietjie kon sien hoe lyk die sandduine, die Groot Karoo, die Klein Karoo, waar dit nie noodwendig woestyn is nie, maar woestynagtig is. So in Israel ook is die woestyn nie so wat ons op prentjies sien, duine en duine se sand soos in Namibië nie. Dit is klipperig, dis dor, dis droog. Ja, dis dor. Dis nie mooi nie. Dit is maar bergagtig. So ek het altyd gedink dit is redelik plat, maar dit is op en af. So dit is my eerste 2 beelde waar die Here vir my kom wys hoe lyk woestyn. Maar daar was 'n geleentheid gewees verlede jaar waar ons by die see was en alhoewel dit nie woestynagtig is nie, my dogtertjie was op daardie stadium 4 jaar oud. En ons het oor die sandduine strand toe gestap. Dit was verskriklik duinagtig geweest. En met die is dit die sand verskriklik warm. So as jy nie vinnig trap nie, dan sak jou voete in die sand weg en dan begin die sand jou bene en jou voete te brand. My man het in die proses het hy sy plakkies verloor in die sand. So ons moes toe stil staan in die sand. Ons almal se voete brand en ons is op soek na sy plakkie wat ergens in die sand ingetrek is en dit is warm. My dogtertjie is toe in trane want haar voetjies brand alhoewel sy plakkies aan het en al wat ek in daai oomblik kan dink is ek het my handdoek uitgegooi vir my om op te trap en ek het haar opgetel van waar sy is en styf vasgehou teen my bors. Styf teen my en gesê, okay, ons gaan nou pappa se plakkie kry, alles gaan nou reg wees. En daar het mense intussen verbygekom wat bietjie meer gewoond is aan hierdie duinerige area en hulle het ons gehelp. Hulle het my dogtertjie gehelp, my seentjie gehelp. En ons almal om oor die duin te kom en verby die duin. En wat interessant was eintlik, daar's 'n paadjie aan die onderkant van die duin gewees. Of langpad was dit. Dit is 'n langpadpaadjie. Dit het ver gelyk.
En ons het gedink om oor die duin te loop, die see is net aan die ander kant. Maar oor die duin was die sand wat ons ingetrek het. En ja, partykeer bevind ons onsself in woestyn, waar ons nie kan help, ons is in die woestyn nie, waar die Here ons in die woestyn intrek om sy hart vir ons te kom wys, maar baie keer dan sit ons onsself, soos wat ons daar gedoen het, in die los sand, in die sand wat gly deur ongehoorsaamheid en as gevolg van afgoderry in ons harte. So in die Bybel dan lees ons 'n paar keer van die woestyn en hoe die Here gesorg het vir sy volk in die woestyn. So ek wil julle sommer net vat na die Israeliete toe, wat vanselfsprekend die groot ene daar buite is. So as jy jouself vir 'n oomblik in die skoene kan sit van die Israeliete. Hulle het in Egipte gebly. Dink gou-gou, jy's 'n ma, jy ken nie iets anders nie. Ja, jy is in slawerny. Dis aaklig. Jy's vasgevang. Niks wat jy het is werklik jou eie nie. Jy werk dag en nag. Maar jy het jou gesin, jy het jou kinders. Julle het al besittings begin bymekaar maak. Julle eet lekker kosse. Daar's 'n rivier. Dinge is eintlik redelik gemaklik. Dis nie ongemaklik nie, dis die bekende, nê. En hier kom hierdie man uit die woestyn uit. Hy hakkel en hy en sy boetie kom en hulle sê luister, ons gaan julle help om uit hierdie plek uit te kom. Nou dink aan jouself, daar waar jy in jou gemaklike posisie is. Ons almal is gemaklik, ons almal het ons comfort zones, nê. En iemand kom en sê vir jou, kom, jy gaan nou hier uitgaan en ons gaan in die woestyn ingaan. Jy gaan daar so gestroop word van al die Egipte in jou hart. En dink ek nie, baie van ons sal wil gaan nie, nee. Ons harte sal ook nie vertrou nie, maar die Here ken sy volk en hy weet, hy moet die wonderwerke wys nie net vir die Egiptenare om te laat gaan, omdat hulle pla moet sien nie. Maar hy besef die Israeliete het pla in hulle harte, nê. So hulle is vasgevang in sonde, hulle is vasgevang in afgoderry, hulle is vasgevang in gemak. En hy kan nie daar met hulle praat in Egipte nie. Dit is oorweldigend hoe dit in Egipte lyk en ja, die stem van die wêreld van daai afgoderry is so sterk. So ek weet nie as een van julle dalk al julle in moslemlande bevind het op 'n uitreik of vir werk soontoe gegaan het. Ek dink byvoorbeeld aan Dubai. Dis in woestyn, dis baie mooi, is baie gerieflik, 5-ster hotelle, maar dan word die heeltyd afgodediens gedoen, dan word die heeltyd oor interkomme gebid vir Allah. Jy moet die heeltyd dit aanhoor, so jy voel nie regtig tuis nie. Maar as jy vir jare daar bly, dan voel ek jy raak gewoond daaraan. Dit is maar wat dit is, jy is gewoond. So dis hoe dit was vir die Israeliete. Hulle het begin gewoond raak aan dit. Die Here kom en hy kom vat die Israeliete, deur al die 10 pla, hy kom wys sy grootheid vir hulle, die pla sien hulle wat gebeur. Hulle weet hulle moet gehoorsaam wees, hulle moet bloed aan die deurkusyn sit. En die Here beloof, hy gaan hulle dan spaar en hy doen dit. En so hy kom wys wie hy is, maar dan kom trek hulle deur die Rietsee, wat hy ook 'n wonderwerk doen in die woestyn in. In die woestyn word hulle gestroop van alles van Egipte. Bly niks van Egipte oor nie. En elke keer wat die Egipte in hulle hart weer wil opstaan, dan vat dit maar net die proses langer. Maar die Here is in die woestyn en dis waar ek wil stil staan. Hy is daar by hulle. Hy het sy wolk van beskerm in die dag oor hulle, wat koel te maak, dat hulle nie verbrand word nie. In die aand het hy 'n vuurkolom. Elke oggend gee hy vars nuwe manna. Hy gee kwartels in die aand. So hy voorsien, hulle klere word nie verslete nie. Hulle skoene word nie verslete nie. Hy is by hulle in die eenvoud. So hoor daar, dis eenvoud. Dis nie mansions by die see, dierkarre. Hy nooi hulle uit daai uit. Dit is wat daar was, en hy kon trek hulle hier in die wildernis in. En dan Elia is die ander een wat ek wil noem, wat ons in die Bybel sien. Elia was in die woestyn, en hy het gedink hy gaan doodgaan van honger, hy gaan omkom. En die Here stuur kraaie. Nou kraaie word eintlik as 'n onrein dier gesien, om vir hom kos te bring. So die Here gebruik daar wie hy wil, hoe hy kan, bring hy vir Elia kos daar in die woestyn. So, dan dink ons aan Hagar wat in die woestyn was, Jesus self wat in die woestyn was, wat soontoe beweeg het na sy dood. En die
God se aangesig gaan soek het. En ons sien hoe Jesus die hele tyd vervolg deur die duiwel versoek was, die hele tyd aangeval was en hoe hy hom weerstaan het met woord. So, daar's kort voorbeelde, as ek selfs dink aan Dawid, wat in die woestyn was, daar's baie woestynvoorbeelde. So, woestyn is nie 'n vreemde ding nie, is nie 'n snaakse konsep nie, dis 'n plek wat voorkom. Nou, baie van ons, wanneer ons tot redding kom, dan het ons geval onder die leuen van prosperity teaching. Ek dink prosperity sê dit nie mooier as wat mense sê voorspoed preke. So daai wat sê name it, claim it, dit gaan net met jou goed gaan, die Here gaan jou seën met 'n vliegtuig, 'n bus, 'n huis by die see, jou beursie gaan nooit ophou oorloop van geld nie. Julle, en daai is nie die Here se hart vir ons nie, so ons word dalk mislei met dit, maar dit is misleidend. Die Here kom in eenvoud, en hy wil ons in eenvoud intrek, so baie keer wanneer ons tot redding kom, dan verstaan ons nie hoekom. Hoekom voel dinge nou so anders? Hoekom voel dinge nou verkeerd? Dit voel nie meer maklik nie, dit was makliker toe ek nog in die wêreld was. Maar ek wil jou moed inpraat en sê, dis hier waar jy Jesus ontmoet. Dis hier waar jy wat hy soos wat ek my dogtertjie opgetel het, wat hy jou soos 'n skapie optel, teen sy borskas. Vandag is 'n verse of the day in die Bible app spesifiek waar Jesus kom en hy sê, hy tel jou teen sy bors soos 'n skapie. En dit is my so mooi, want dit is presies die beeld wat hy gister vir my gegee het, en elke keer kom bevestig hy dit met woord. So, ek kan jou bemoedig en sê, wildernis is nodig. Wildernis kom stroop jou van Egipte, en hoe langer ons teen die wildernis skop, hoe langer ons afgoderry toelaat om in ons harte oor te neem, hoe langer gaan dit vat om in die woestyn te bly, net soos wat die Israeliete was. Hulle harte het verhard geraak teenoor God. Hulle was ongehoorsaam. Hulle het die hele tyd terug na Egipte, hoe dit was. Maar as ons dit stop, dan kan ons vorentoe beweeg, en die Here kan ons vat na daai paaie wat hy beloof om in die woestyn te maak, die riviere wat hy vir ons gee. Hy vat ons dan na verskillende oases toe, daar waar ons regtig hom kan ontmoet, en waar hy vir ons kan versterk, en waar hy ons kan bederf met sy goedheid. Daar's soveel keer op ons pad oases wat ons miskyk, want ons is so besig om te verlang terug na die verlede, terug na toe dinge goed gegaan het. En jy sal baie keer hoor mense praat van, dit het altyd my so goed gegaan. Ons wat hier in Rustenburg bly, sal die mense sê, toe die jare, toe die my nog goeie bonusse betaal het. Maar julle, dit is nie die bepalende faktor nie. 'n Slegte bonus, 'n kar wat dalk bietjie uitmekaar uitval, 'n huis wat klein is, klere wat nie noodwendig brandnames is nie, duur vakansies, dis nie woestyn nie. Daar is maar net bietjie Egipte. Dis lekker, dis bederfies, en dis lekker om 'n mooi kar te hê, daar's niks fout daarmee nie. Ek sê nie 'n lekker vakansie is verkeerd nie, ek is net so lief vir vakansie hou. Maar ons kan nie sê, wanneer ons nie daai goed het nie, is ons in die woestyn nie, want dit is nie eintlik wat woestyn is nie. Woestyn is 'n plek van droogte, is 'n plek van afsondering. Dis 'n plek waar dit dalk omstandighede is, wat swaar is, wat moeilik is, waar jy nie 'n uitkoms sien nie. As jy dink aan woestyn, sien jy sand aan hierdie kant, jy sien sand aan daai kant, sand agter jou. Dis net sand oral of droë klipperigheid. Jy sien nie die oase nie. Al wat jy moet doen in 'n woestynpad as jy daarso stap, is een voetjie voor die volgende voetjie en nog 'n voetjie voor die volgende ene. En vertrou. Dis wat die Israeliete moes doen. Hulle moes aanhou stap en hulle moes sien hoe die Here by hulle is. Hulle kon sien, hier is sy wolkkolom nog. Hier is sy vuurkolom. Hierso is die manna, hier is die kwartels. Hierso vat ons nou oase en ons kan weer water drink. My klere word nie verslete nie. So hulle kon sien hoe die Here by hulle is. So dit is wat jy doen wanneer jy in jou woestyn is. Jy gee treukie vir treukie. Jy soek die Here se aangesig, doelbewus. Baie keer dan bid ons vir jare vir 'n deurbraak. Baie keer vir jare vir 'n deurbraak in jou huwelik, vir jou kinders, in jou werk, in jou familie, en jy sien nie daai deurbraak kom nie en jy wil opgee. Maar ek wil jou kom bemoedig, moenie opgee in hierdie woestynpad nie, want die Here is daar by jou.
Hy is die wolkkolom, hy is die vuurkolom en hy voorsien nog steeds. Jy moet jou oë net op hom rig. So ek het hierso vir julle geskryf 'n klop skrifte en soos elke dag is dit vir my belangrik dat elkeen self hierdie skrifte gaan lees, self gaan neerskryf. Dit is juist waarvoor hierdie 21 dae is om jou te bemoedig om tyd saam met Jesus in sy teenwoordigheid te spandeer. So ek wil vir jou sê as trauma in jou lewe kom, waarin jy niks kan verander nie, fokus nie waar jy is nie. Fokus waarheen jy gaan. Waarheen is jy op pad? Want as jy gaan fokus op die sand en die klipperigheid, dan gaan jy mismoedig raak en negatief raak. Fokus op die oase wat vir jou voorlê, op die Here se voorsiening wat voorlê, op sy teenwoordigheid. Sien hom as daai herder wat die skaapie teen sy borskas vasdruk. Want dit is wie hy vir jou is. Hy wil jou net vasdruk. Hy wil naby jou wees. So woestyn is 'n plek van intimiteit. Dis hier waar jy die Here van naby leer ken, want hy kom stroop jou van die goed wat jou wegtrek van hom af. So omhels liewerste daai intimiteit en sê Here, laat ek u stem hoor, laat ek u asemhaling beleef, laat ek u teenwoordigheid, u nabyheid beleef. Dis intimiteit. Maak tyd vir daai intimiteit met die Here, met daai nabyheid, sodat ons 'n gemeenskap met hom kan wees. Dan verander woestyn ons karakter. So woestyn se grootste doel, soos ek sê, is om jou te stroop van Egipte, om te kom stroop van die slegte vrug, om regtig vrugte van die Gees in jou te kweek. Dis wanneer dit moeilik gaan, wanneer jy gesnoei word, wanneer daai vrug kan opstaan. Ek het byvoorbeeld 'n suurlemoenboom en daai boom het ek vir 4 jaar terug geplant. En hierdie jaar was die eerste jaar wat hy vrug gedra het. Want daai boom het ek verkeerdelik geplant. Ek het hom onder in die skaduwee van ons groot boom geplant. So die oomblik toe hy bietjie kon groei uit daai skaduwee uit, toe kon hy begin vrug dra. En dis dieselfde met ons. Partykeer het ons nodig om uit daai skaduwee uit te kom in die woestyn, sodat ons kan begin vrug dra. En dan woestyn loop uit op ewige beloning. Want ons beloning is nie hier op aarde nie. Jy gaan, die Here self sê, dit gaan moeilik wees hier op aarde. Hy was self hier, hy weet hoe dit is. Jesus het die ultimate prys betaal, met sy liggaam, met sy lewe. Hy het gekom, hy het hemel gelos, waar alles perfek is, waar daar geen seer is nie, geen lyding is nie, en hy het gekies om aarde toe te kom, in 'n menseliggaam, in 'n krib wat stink, want dis 'n stal met diere, daar's vlooie, dis ietjie. Hy is daar gebore en hy het groot geword nie as in rykmanskap of in nederigheid as 'n timmerman se seun. Hy het tussen die disippels geleef, beweeg en hy die ultimate prys betaal toe hy gesterf het aan die kruis en sy lewe vir ons gegee het. So hy het dit nie maklik gehad nie. Jesus was in Nasaret, sê hy was nie geken daar waar hy groot geword het. Die mense het hom daar uitgejaag. Hulle wou nie na hom luister nie. Sy eie mense saam met wie hy groot geword het. Mense het hom geskel, hom die hele tyd beledig. Hulle was die hele tyd lelik met Jesus. Mense was nie die hele tyd mooi met hom nie. So hy het verstaan. So ek wil vir jou sê, Jesus verstaan, en dis al bemoediging wat ek vir jou kan gee. Ek kan nie vir jou sê hoe om vinnig uit die woestyn uit te kom nie. Ek kan vir jou sê, gehoorsaamheid help. Dit help om stil te raak en die intimiteit met Jesus te omarm. Dit help om jou tyd in sy woord te spandeer en jou te anker in sy woord en in sy woord se beloftes. Dit is wat ek vir jou kan sê om te doen. Ek kan vir jou sê, om te kyk waar God voorheen getrou was. Hy was voorheen in jou lewe getrou, so hy het voorheen voorsien, net soos die Israeliete, hy daagliks voorsien, hy het aan Elia voorsien. So fokus weer op waar hy vir jou deurgekom het, en nie op die sand en die klippe om jou nie. En sien die klein wonderwerke weer reg. Goed, ek het hierso vir julle skrif in Deuteronomium 8 vers 2, ek wil hom gou vir julle oopmaak. En ek glo dit is die hart agter wildernis, agter woestyn. And you shall remember that the Lord your God led you all the way these 40 years in the wilderness to humble you and test you, to know what was in your heart, whether you would keep his commandments or not.
So hoor mooi, to humble you, to test you, to know what is in your heart. So, wildernis is goed vir ons. Wildernis is waar ons gestroop word van trots, ons eie grootmanskap, ons eie wil, ons wil goed lyk, ons wil in die wêreld se oog goed lyk. Dis daai trots, nê. Daar waar jy dink jy is iets, maar die Here sê jy dis deur sy genade wat jy is wie jy is. Dit is daar om jou te toets. Dit toets jou geloof, nê. Toets hoe lief jy vir die Here is en of jou liefde reg stywer en eg is. En dan kyk dit wat is in jou hart. Hoe lyk jou vrug? Wanneer jy in daai woestyn is, hoe lyk jou vrug? Is dit 'n vrug van ondankbaarheid, van kla, van murmurering? Die lewe is swaar, die lewe is aaklag, ek haat alles, ek haat almal. Of is dit om te kies om nog steeds 'n lofoffer te bring, te kies om die woord van die Here te vertrou en staan op daai woord. Dit is wat hierdie vir ons sê, want dan is die wildernis vir ons goed. Ek het nog 'n skrif wat ek vir julle wil lees en dis vandag Jesaja 40 en hy sê so mooi, hy sê troos vir God se volk. So dis waarmee ek jou gaan los vandag is net 'n troos vir God se volk. Troos my volk, sê julle God. Praat sag met Jerusalem en ek wil hê jy moet daar jou naam insit. So ek sê, praat sag met Anneke. Sê vir haar hartseer dae is verby. Ek sit nou in plaas van sy sit ek na haar in, nê? So jy lees dieselfde. Jy lees dit hardop oor jouself en jy sit jou naam in. Haar sondes is vergewe. Die Here het haar klaar gestraf vir al haar sondes. Luister, ek hoor die stem van iemand wat roep. Bou 'n groot pad vir die Here deur die woestyn. Maak 'n reguit pad vir ons God deur die wildernis. Vul die valleie op. Maak elke berg en heuwel gelyk. Elke ruwe plek 'n gelyke. Elke koppie 'n vlakte. Dan sal die heerlikheid van die Here bekend word en alle mense sal dit sien. Die Here self het so gesê. 'n Stem sê, roep. Ek het gevra, wat moet ek roep? Roep uit. Alle mense is soos gras. Hulle bekoorlikheid is soos blomme van die veld. Gras verdor en blomme verwelk. As die Here sy asem daar laat waai, so is dit ook met mense. Gras verdor, blomme verwelk. Maar die woord van God bly altyd. Hoor julle, omstandighede kom, omstandighede gaan. Woestyn kom, woestyn gaan. Maar die woord van die Here bly vir ewig. Boodskapper van goeie nuus. Roep vir die Tempelberg van die bergpieke af. Boodskapper van goeie tyding. Roep hard vir Anneke. Moenie bang wees nie. Sê vir Anneke, hier is jou God. So onthou jy sit jou naam in. Die oppermagtige Here kom met heerlike krag en regeer met mag. Hy bring sy beloning saam, dit is by hom. Hy versorg sy kudde soos 'n herder, hier is daai skrif. Die lammers maak hy bymekaar in sy arms en dra hulle naby sy hart. Skaapoeie met lammers versorg hy. So regtig mooi is dat die Here roep uit en hy sê moenie bang wees nie. En hy sit jou styf teen sy bors. Ek bid dat jy vandag sy teenwoordigheid sal voel, dat jy nie sal kan kyk na waar jy is, dat jy nie sal kyk en jou woestyn anders sal kyk. Kyk jou woestyn op hierdie Woensdag in die oë en maak vrede met die woestyn waar jy is. Want dis hierdie woestyn waar jy Jesus gaan ontmoet. So soek hom, soek sy koninkryk. So vandag se uitdaging vir jou is baie eenvoudig. Dis om jou te anker in sy woord. Ek gaan vandag weer skrifgedeeltes stuur en my uitdaging aan jou is om dit te gaan lees dit in verskillende vertalings, gaan skryf dit neer en skryf ergens neer. Ek maak vrede met die wildernis. In die wildernis ontmoet ek vir God. Ek sal dit ook vir julle op sosiale media plaas, sodat jy dit kan sien, kan lees, kan deel en so ook die koninkryk van Jesus deel. Mag julle baie geseënde dag hê.